toiletpapier. Ek kom heel weg van die gemeente af so. Ja, môre elkeen. Ek is bly jy is hier en ek glo jy het opgekom met 'n wonderlike verwagting dat die Here iets wonderliks gaan doen vandag vir ons. Amen. So ons is ook opgewonde. Ek sien altyd uit na Sondag. Amen. Ja. Ja. Is julle eerlik as jy sê jy sien uit na Sondag? Ja. En Woensdag. En donderdag. Ek het weer Jennyback vandag. Jy het te veel suiker gevreet. Hey, dit is dan so lekker. So neem ons vertrou die Here dat elkeen sal geniet vanmôre hierso en dat jy huis toe sal gaan met iets in jou hart. Anders dat het ons mos ook niks bereik en ons vertrou dat die Gees van die Here vanmôre hier moet wees. Amen. Anders dat is ons niks, is maar net nog 'n diens. So ons vertrou dat die Heilige Gees van God vanmôre saam met ons sal wees en dat hy tot ons sal spreek en diep in ons harte sal spreek en dat ons met 'n lied in ons hart. Ek gaan sommer verder oorgee my, ek wil net so vinnig ons Pinksterweek begin vanaand tot Vrydag aand toe, elke aand 6:00. Ons het elke aand 'n ander prediker hierso, lekker opgewonde. Dis altyd lekker as mense so 'n bietjie ander ouens so kry. Want ek weet hier's 'n paar wat sê, o Heer, hy raak ook nou al vervelig. So, net om die balans reg te hou, dat ons so 'n bietjie ander ouens so kry. So ek is opgewonde want elkeen kom ons met 'n gedagte wat hy by die Here gekry het. Iets wat hy by die Here gekry het. So ek is altyd, ons het ons almal nodig om gevoed te word. Ja? So elkeen kom met iets besonders en dan ek sê mos man, wie al klink dit vir iemand anders. As jy ook sê ag die Here het jou lief. Prys die Here, iemand moes dit daai dag gehoor. Ja, verstaan jy so? So mense, daar's nooit 'n simpel boodskap nie. Daar's altyd 'n boodskap in alles. So ons vertrou die Here. En Vrydag aand het ons 'n lekker prys en worship. Ek het 'n vrou daar van Oranje Mond af ingevoer. So die vure gaan val en ek ken haar. Sy sit 'n hop eendag so op daai stoel, so sê ek, nee, dis 'n klavier, dis 'n keyboard. Ja, sy sit 'n hop eendag so. So sy is 'n sangeres daarvan Oranje Mond en sy kom spesiaal weer vir ons. So ons gaan dit lekker geniet. En die vroue ding is ook weer aan. Verder van ek nou jou afkondiging. Ons vroue ding is weer aan, Saterdag aand 6:00. Gaan ons weer lekker kuier. Ek self gaan vir julle 'n ding of twee vertel. Hierdie keer het die wiel gedraai. Die manne is agter my. Ons het ambulans gereël. Amen. Dit is. Verder, ek wil net dit gou deurgee. So vir Saterdag aan 6:00 gaan ons lekker kuier en ons gaan lekker by mekaar weer so. Dis 'n lekker vol week. Prys die Here. Amen. Goeiemôre almal. Ek weet pastoor het nou die helfte van my werk daar oorgegaan, so nou nie baie om te sê nie. Maar ek kan wel sê dat ons het Woensdag het ons lekker leringe. Dit gebeur om 10:00 die oggend en julle is almal welkom. En as jy laat is, pastoor maak partykeer maar 'n grappie, maar hy bedoel dit nie so ernstig nie. Julle is nog steeds welkom al is julle laat. En donderdag het ons 'n bid hier. Ons het nou donderdag het ons bietjie gemis, maar dit was 'n baie lekker aangename Hemelsvaartdiens wat ons gehad het, wat in sy plek was, wat eintlik wonderlik is. En dan Vrydag is ons sang 4:00 die middag. Ons het bietjie meer mense gehad wat bietjie kom sit en kyk het en luister het. En ons waardeer dit. Dit is dis wat ons ook nodig het. Ons het ook sommer 'n keer 'n ekstra hulp nodig om die sang te kan volhard. En dan ja, soos pastoor gesê het, die Pinksterweek, ek dink nie een van ons kan nie wag nie. Ek dink ons almal kom met verwagtinge. En die wat siek is en so aan, julle is welkom. Ons kan vir julle ook bid dat dit gesond kan word. Almal is welkom. En dan wil ek ook net so 'n klein dingetjie sê is ons wat hier voor staan, moet julle nie ons moenie op 'n troon gesit word deur mense nie.
ons is net normale mens, ons is ook net mense wat foute maak, ons kan ook sondig en foute maak. So ja, moet ons nie op 'n troon sit nie, want ons wil nie die oorsaak wees van enige een wat val nie. Ons wil nie die oorsaak daarvan wees nie. So dan het ons ook die mense wat versoeke het, as julle dit op 'n papiertjie kan skryf, is julle welkom. Ons kan dit voorlees, ons kan dit vir die ingewer bid, dat hy dit bid en nie vergeet daarvan. Dit is so moeilik om in 'n gebed te bid en dan vergeet jy maklik wat jy moet sê. So as ons op papiertjie het 'n naam het, dan bid ons regtig daarvoor. En 'n blye hart. As jy 'n blye hart het vanmôre, terwyl daar gebid word, steek jou hand op. Die Here wil dit ook weet. Blye harte is ook welkom. So ons het vir Lisa gevra om ons te open. Dankie Lisa. Ek groet almal in daardie oorwinningsnaam van onze koning, redder en zaligmaker, Here Jesus Christus. Ek vra dat ons almal onze hoofde buig en onze oë toemaak en bid. Onze hemelse Vader, Here, ons kom voor u troon van genade vanmôre. Here, ons kom sê vir u baie dankie, Here, dat u ons deur die nag gedraai het. Dankie, Here, vir die nuwe dag. Dankie, Here, vir nuwe krag. Dankie, Here, dat ons as 'n gemeente voor u kan kom vanmôre. Ons is hier, Here, om te hoor wat u aan ons te sê het, Here. Ons bid, Here, dat u teenwoordigheid in ons midde sal kom wees. Want u sê in u woord, Here, wat 2 of 3 in uw naam vergader, is u daar in die midde. Ons bid, Here, dat u onze pastoor se lippe sal salf. Ons bid, Here, dat u onze ore sal oopmaak en onze harte sal voorberei vir die woord of die saad wat daar sal gesaai word, Here. Here, ons bid en ons sê dankie vir die gemeente wat u vir ons gegee het, Here, om by mekaar te kan kom en u naam te kom verheerlik, Here. Ons bid vanmôre, Here, dat alles wat hier sal gebeur vandag, die lof, die prys, die sang, die woord, die bijeenkoms, tot aan u eer sal gedoen word, Here. In Jesus magtige naam. Amen. Amen. Maar sê, nou kan ons voorsangers vorentoe kyk. Nou kan ons lekker sing, volle bors. Kom ons staan en ons sing lekker. Ons is dan so met die kou en dan word so styf. Voordat ons begin, wil ek net gaan sê, vanoggend, gister maak ek klaar met Johannes en weet, Handelinge is na Johannes, vir die van julle wat nie weet nie, maar en ek blaai net oor en ek begin in Handelinge en die Here gee vir my Handelinge 2 vers 21 wat ek nou vir julle gaan gee, maar en ek gaan nog so 'n bietjie verder en hy sê die eerste Pinksteroes word ingebring. En ek vertrou die Here vir 'n Pinksteroes om in te kom hierdie week met die Pinksterweek. Ek vertrou die Here met my hele hart. Daar's so baie dinge wat ek kan getuig oor wat die Here al in my lewe kan doen en ek seker daarvan so baie van ons wat hier staan kan sê, daar's ten minste een ding wat jy kan sê, die Here het dit vir my gedoen. So, ek los julle terwyl ons praise and worship, kom ons sing, kom ons maak oop, kom ons maak ons hart oop vir God. Kom ons vra hom, ek moes vanoggend weer stil raak en sê, Here, hoekom is voel u vir my so ver weg weer? Wat is dit wat ek moet bely? Wat het tussen my en u gekom? En weet julle, dit is tyd. Die tyd, ons tyd. Ons is altyd besig met of kos maak, of 'n getrekkery, of wat dit ook al is, maar ons kom heel laaste by God uit. En as ons net eers hom eerste sit, ek los julle met hierdie skrif wat hy sê, elkeen wat die naam van
van die Here aanroep, sal verlos word. Amen. So ons moet hom aanroep hierdie week wat kom, en nie net vir jou lewe nie, maar die een langs jou ook. Kom ons vertrou die Here vir groot deurbraak hierdie week. Amen. 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 Kom ons loof hom. Yes, my krag en my besalling, hy het my tot heil geroep. Hy is my God, hom sal ek roep. Die God van my Vader, hom sal ek verhef. Die God van my Vader, hom sal ek verhef. Die Here is my krag en my besalling.
vir jou nou aanraak, waar jy sit. Amen. Yes, Lord. You touch me, oh, you touch me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Ons gaan hom weer 'n keer sing, maar julle wat môre ongestel is, steek jou hande op en sing dit saam met ons. Yes, Lord. En as jy voel jy het gebed loop, praat met ons. So as ons weer sing, almal van julle wat opgestel siek, of nie lekker is vanmôre nie, steek jou hande op. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Yes, Lord. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me, oh, He touched me, Yes, Lord. and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Yes, Lord. Raak ons aan vanmôre, Here. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Lieve Vader, hoekom moet ek so hardkoppig gewees het? Waar U geduldig was, waar my vrou vir 18 jaar vir my gebid het, vir my siel, want ek in die wêreld was, en nie wil gegaan het. Lieve Vader, dis 18 jaar wat ek verloor het, en as ek hierdie lied sing, U het my weer getats. Dankie daarvoor. Dankie Vader. Amen.
Amen. Amen. Amen. Die Here is vir ons goed. En Satan is veel goed. Amen. Ek het vir ons so 2 teksies vanoggend. Ons het mos laasweek lekker, nee donderdag, wat ons oor hemelvaart en ons het gepraat oor die trooster wat Jesus vir ons gestuur het. So ons gaan vanmôre so 'n bietjie verder praat oor die trooster. Wie is die Heilige Gees? En dit maak my altyd opgewonde as ons praat oor die Gees van God, want dis die een wie tussen ons is. Die derde persoon in die hemel. So kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons kyk 'n bietjie wat maak die Heilige Gees. Die woord van die Here sê hierso so mooi. Kom ons kyk hier uit 2 Korintiërs 5 vers 17. 2 Korintiërs 5 vers 17. Dan kyk ons bietjie wat maak die Heilige Gees. Dis hoekom ek mos altyd Sondag of elke keer as ek seker praat daaroor, dan sê ek my jy kan mos nie dieselfde wees nie. Amen. Daar is mos nie 'n manier. As die Here in ons lewe is, dan kan jy nie dieselfde wees nie. As jy deur die Gees van God gelei word, dan kan jy nie dieselfde wees nie. Dis mos nou net 'n feit, soos 'n paal bo water. Nou kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Dit beteken die ou lewe wat Pieter nou van gebid het, al daai ou dinge is verby, dis klaar. Die Here dink nooit weer aan nie. Joh, ek is daarom bly oor daai ene. Is jy ook bly oor dit? Yes, daai verlede was daar nie 'n storie nie. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Joh, ek is daarom bly dat alles het nuut geword. En dan het ek hier uit Hebreërs 5 vers 12, 13 en 14. Hier praat die Here vir ons so bietjie aan. Die woord van die Here spreek vir ons so bietjie aan as hy ons vermaan uit hierdie teksie uit. As hy sê in 2 Korintiërs en hy sê al die ou dinge het verbygegaan. Dis weg. Jy's nou 'n nuwe mens. Nou is ons vanmôre nog van ou dinge sit. Dan is daar fout. Verstaan jy, daar is mos nou nie. Ek bedoel, dit kan mos nou nie so wees nie. Jy trek mos nou nie ou klere aan nie. Jy gaan mos later 'n bietjie sleg ry en na sweet trek. Verstaan jy trek elke dag iets nuuts aan. So nou, dis wat die woord van die Here vir ons. Kyk, jy vermaan hy vir ons so 'n bietjie. Hy sê in vers 12, hy sê, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees. Dit sê vir ons hier baie mooi, dat as jy 'n pad met die Here stap, ek praat nou nie van ons wat nou by die Here uitgekom het, jy verstaan jy, jy's nog aan die leer, daar is ons nou nog die melktyd wat jy word opgevoed, maar as jy nou al 'n lang pad met die Here stap, dan spreek God ons bietjie vanmôre aan hierso, en hy sê, julle leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woord van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Nou vra die Here, hoe's dit dan nou dat Paulus praat en hy sê, hoe's dit nou alweer, dat julle nou weer alweer terug is op die melk, waar julle eintlik al vaste spys moes geëet het. Julle moes al leraars gewees het, verstaan jy, dis nie net die herder hiervoor. Elke een van ons wat 'n pad met die Here stap, moes al op 'n punt van ons lewe gewees het, dat jy moet kan ander begin onderrig. Ons moet ander mense kan help en leer. Niemand sê jy moet 'n pastoor wees. Dis nie wat die Here sê nie. Hy sê jy kan onderrig. Hier is jou woord. Praat uit die woord. En alles wat die pastoor weet, moet hy ook maar net hier uitpraat. Vers 13, want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Dit sê, jy's nog nie gereed. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Is dit nie kosbaar? As jy op 'n punt in jou lewe kom, dat jy 'n pad met die Here stap,
dan het ons daai onderskeidingsvermoë tussen wat goed en kwaad is. Maar dit kos om met die Gees te wandel. Dis die belangrikste van vanoggend, is om in die Gees te wandel. Anders het ons 'n probleem. Nou ja, vanmôre wil ek met ons 'n bietjie gesels en met ons 'n bietjie deel. Ek en Christine kyk hierdie een aan sommer van vervelendheid. So dan kyk ons nou vir as poestertjie. Dink ek, liewe genade. As poestertjie. Ek laaste van die oorse vrou gehoor toe ek weet nie, iewers in Nakop gewees het. Maar die storie toe dan nogal vir my 'n heel storieetjie. Soos mooi gaan sit dit ding. Dan nou moet ek ook die kop en die stert by mekaar kry vir as poestertjie. Want as ek dit nou reg verstaan dat die arme kind nou in 'n huis loop groot word by 'n stiefma en stiefdogters, 'n stiefsussies. So help maar die babie. Ek sien jy het al iewers gekyk weer. So dis die hele sy in so 'n stiefhuis groot geword en die arme vroutjie is nou nie baie goed gebehandel nie. En sy moes gedurig skoonmaak en sy moes gedurig eintlik 'n slavin gewees het vir die huisgesin nou. Totdat sy nou op 'n dag daar met 'n koets, ek dink dis 'n prins of 'n ding, geontmoet het. En die ou mense is toe nog vreeslik bly, want die prins lyk toe nog vir. En dan sit so 'n glasskoentjie wat sy loop kry in. En die glasskoentjie pas en daar gooi jou mense, sy's bevry van hierdie. Ja, hierdie stiefwêreld. Maar nou as jy mooi gaan sit dit ding. Dus ek hoop ek het hom reg vertel. Dat ons dan nie meer Rooikappie is. Ja, ek is geneer mekaar met die goed dat ek ook die Rooikappie ook kan loop draai. Maar wat vir my dan nou wonderlik van die stukkie is dat weer laat ons as kinders van die Here, dis nou 'n ou storieetjie, maar ons as kinders van die Here wat werklike pad met die Here stap, is dit nie maar wat ons ook in hierdie ou wêreld is. As poestertjies, as ons dit nou so kan. Jy moet nooit geregtigheid hier soek. Is dit nie waar nie? Jy sal nie geregtigheid hier kry. Al soek jy dit nou ook hoe. En al skel en raas en remoer ons nou ook hoe. Dit gaan nie daar wees. Geregtigheid is nie hier op aarde nie. Jy sal sien, ag so hier en daar kom mense nou kastig met jou ding vreeslik. Hoor die geregtigheid sal seef, ja, eendag. As ons hier weg is. As ons op ons prins gaan ontmoet daar in die hemel. As ons weg is hier uit hierdie slawerny uit hierdie omstandighede. Ja, daar sal geregtigheid geskied. Nie hier op aarde nie. Maar wat die wonderlik van alles is dat ons het die Gees van die Here, die Heilige Gees van God. Ons het nou nie as poestertjie of 'n prins wat vir ons kom verlos uit hierdie omstandighede. Hy het die Here sê vir ons dat ons is hier. Nou hier is verdriet en hier is smart en hier is probleme en al hierdie ou donker dinge in die lewe. Maar die verskil is dat omdat ons die Gees van die Here in ons lewe het ons 'n opdrag om vir die mense wat vassit in hierdie web te kom uithelp. Wat 'n groot en wonderlike voorreg is dit van God. Dat hy ons vertrou vanoggend met sy woord. En dit is hoekom hy daar in die woord sê, dat ons kan nie, na ons al 'n lang pad met die Here stap, nog op melk wees, as ons moes al vaste kos deurgegee het. Dit bedoel, ons kan mos nie heeldag gesit en leer word nie. Jy kan mos nie tot bekering kom en dan bly jy net by dieselfde nie. Jy kan mos nie net hier staan soos 'n man wat nou met 'n wedloop wil begin, maar jy bly staan dit in die wegspringblokke nie. Die perde het al gehardloop, maar dan is al 'n halfpad om en jy staan nog en wag om. Nee, dis nie wat die Here wil hê nie. Verstaan jy, God het vir ons opdrag, man. Ja, en soos ek laas donderdag gesê het, ons is soos renperde. Ek bedoel, as die Here in jou lewe is jy opgewonde, man. Ja, wat se kan vryheid? Nee, ons is opgewonde, man. Ons is gereed en ons kan nie wag nie, want die Here sê, Jesus sê vir sy disippels daar in die bo vertrek,
ek stuur vir julle die trooster. Nou as die trooster hier is, mense, en ons het die trooster in ons lewe ingenooi, en ons is gereed om weg te vlieg, dan in ons wag op die koms, wat hy sê, gaan wag in die bovertrek, soos ek donderdag sê, gaan wag in die bovertrek, en as jy in die bovertrek ingestap het, en jy het hierdie vuur gekry, mense, dan is ons met vuur belei, en ek sê vir jou, as jy werklik toelaat, om deur die gees van die Here gelei te word, hoor baie mooi wat waarsku die Here vir ons in die woord, hy sê, slegs die wat hom laat lei deur die gees van die Here, mag kind van God genoem word. Amen. As jy jou nie laat lei deur die gees van die Here nie, is jy 'n kind van die Satan. Ek bedoel, jy kan nie tussenin wees nie. Dis net jy wat jou laat lei deur die gees van die Here, want verstaan jy, want iets het hier binne in my lewe gebeur, hier so opgewondenheid in my, en ek begin gehoorsaam raak, verstaan jy? So, as jy jou nie laat lei deur die gees van die Here nie, sê die woord vir my, laat lei jy jou deur die Satan, deur bose geeste. Verstaan jy so? So, maar vanmôre wil ek so bietjie kom stil raak, en in ons lewe, en dan wil ek 'n bietjie praat. Miskien is dit, dat ons vanmôre ook al 'n bietjie voel, soos die woord van die Here sê, dat ons iewers moes jy al begin onderrig gee. Dus hy, God het 'n belangrike opdrag vir my en vir jou, en dis nie net om vanmôre hier in die kerk te kom sit nie, maar om ander op te rig, op te lei en op te voed in die woord van die Here. Ons het 'n baie, baie belangrike opdrag, mense. Ek verstaan jy daar, mense het soveel onkunde rondom doop met die Heilige Gees en gevul te word met die Heilige Gees. Elkeen het sy siening, maar die woord van die Here sê vir my baie mooi, doop met die Heilige Gees beteken, daardie dag, as jy werklik, alles gaan weer eens oor 'n hart, en dit die gevaar is, mense, ons het, ek dink so iewers in die week so 'n bietjie gepraat oor hierdie Hillsong bedryf van Australië, waar dit, ja, dit daar by Jan en hulle, wat ons 'n bietjie gepraat, die gevaar is van, om deur musiek so geïntimideer te word, en dan dink jy het tot bekering gekom. Ja. Verstaan jy, mense speel op mense se emosies. Verstaan jy, as jy uit omstandighede uitkom, wat nie lekker en goed gewees het nie, en jy kom sit nou in hierdie wonderlike musiek, en hierdie musiek, man, weet jy kan partykeer in musiek sit, wêreldse musiek, dan loop hy ook. Verstaan jy, want dit werk op jou emosies. Dit is 'n gevaarlike ding, om vanmôre hier te sit, en musiek, laat jou emosionele trane laat loop. Verstaan jy, dis baie, baie gevaarlik. Dis hoekom ons harte altyd voor die Here moet skoonmaak en leegmaak. Want dis belangrik dat, as jy by die Here uitkom, om jou hart te ondersoek, en nie die Here aan te neem, omdat musiek dit dryf nie. Of omstandighede dit dryf nie. Verstaan jy, dis gevaarlik. En dis hoekom baie mense dink hulle die Here aangeneem het, maar hulle het eintlik nie die Here aangeneem nie. Dis emosionaliteit wat gemaak het dat hulle die Here aangeneem het, of omstandighede wat gedryf het dat hulle die Here aanneem. Maar as jy vanmôre kan sit vanmôre hier en sê, Here Jesus, ek het U nodig. Nie deur musiek of deur mense, ek het U vanmôre nodig. Of jy begin 'n pad met die Here stap, omdat jy weet daar in my lewe 'n dag aangebreek het wat ek werklik vir God nodig het. Wat jy sien, wat my omstandighede is besig om my in te haal. Hier's 'n leemte en hier's 'n leegtyd, hier's 'n soeke na die Here, man. Mense, jy sal altyd in jou lewe, maak nie saak wat jy doen in hierdie lewe, om hierdie leemte te vul, daar sal niks wees wat hierdie leemte kan vul. Nie musiekie, nie die wêreld nie vriende, niks in hierdie lewe kan hierdie leemte vul. En as ons kan op 'n dag net hoor, en ons kan hoor daardie stem wat sê, net ek. En as ons vanmôre kan sê, Here, of op 'n dag kan gesê, Here, ek het U in my lewe nodig. Verstaan jy? En daardie oomblik, dit gaan ons met die Here sê, ek klop aan jou deur. Ja, jou mense, ek raak so opgewonde. Ons almal, baie van ons sit hier so met 'n getuienis, man.
van wat die Here geklop het, en ons het gehoor, hy klop. Nie deur omstandighede nie, maar omdat ek gevoel het in my hart, Here, ek het U nodig. Ja, mense, ons het God nodig. Jy gaan nie survive in hierdie lewe nie. Daar's nie 'n manier dat jy dit gaan doen nie, want die eindelike een, die trooster staan buitekant. Die trooster. Dis om wedergeboorte so belangrik is vanmôre mense. Ons kan nie sonder wedergeboorte in die koninkryk van God ingaan nie. Ons kan nie sonder wedergeboorte hierdie pad met die Here stap nie. Want dis deur wedergeboorte wat die trooster, die Here Jesus sê, ek stuur vir jou die trooster, die Heilige Gees, om jou te gelei, om jou te lei in sonde, geregtigheid en oordeel. Hoe kan hy dit doen as hy buitekant staan? Hoe kan die Here vir ons leiding gee? Hoe kan die Gees ons van binne af skoon maak? Wie hoeveel gemors is in hierdie asdorp? Hier moet skoon gemaak word, hier moet gesuiwer word. Maar hoe kan ons dit doen as die Heilige Gees? Die Heilige Gees kom nie in jou deur emosionele goedjies nie. Die Heilige Gees kom nie deur jou mooi sing nie. Hy kom nie deur jou in pragtige predikers nie, man. Die Heilige Gees kom in jou deur 'n besluit wat ek en jy maak vanmôre, om te kan sê, Here, ek het U nodig in my lewe. Ek sal nie kan vorentoe gaan nie. Ek voel in my lewe dat ek op 'n punt van sterwe is, man. Wie ons moet op daai punt van sterwe kom en sê, Here, help my vanmôre. Ek roep uit na die Here. En as ons vanmôre ons harte vanmôre vir die Here oopmaak, dan kom die trooster in. O, halleluja. As jy nie opgewonde, maar ek is vlek opgewonde daaroor. Ek borrel van opgewondenheid, want ek het die trooster in my lewe, dit Piet vanmôre gesê, ek het die trooster ingenooi, en nou begin die trooster. Hey, ek hoef nie meer te worry nie, want die trooster is hier binnekant. Die trooster gee vir my leiding, man. Dis dit nie wonderlik, want die trooster, so wat het gebeur? Ek is gedoop met die Heilige Gees. Moenie alle goed glo nie, man. Wie elkeen het sy siening, en elkeen het dit en dat. Jy's op daardie oomblik wat jy die Here ingenooi, is jy wedergebore kind van God. Die Gees het buite gestaan, nou sy binne. Ek is gedoop met die Heilige Gees van God. Kosbaar, man. Nou kom die vervulling met die Heilige Gees, wat 'n daaglikse proses is. Is dit nie wonderlik? Nou begin ons gevul. Jong, 'n glas is nie net so vol nie. Hy word vol gegooi. Hy word gevul. Verstaan jy? So die pad van heiligmaking wat die Here weer eens sê, hierdie klomp leenaars wat vir jou sê, as jy een keer die Here aangeneem het, as jy oral, jy kan nou, dis 'n lieg, dis die grootste lieg wat jy kan kry onder die son. Verstaan jy, want die Here sê, sonder heiligmaking sal jy ook nie die koninkryk van God ingaan nie. So ons kan nie bly staan by die begin nie. Jy kan nie bly staan by die wegspringblokke nie. Ons het 'n verantwoordelikheid as kinders van die Here om nou te begin stap met die trooster binne in ons. Dis belangrik, mense, dat die trooster wat hier binne is, moet nou vir ons die leiding. Dis die pad van heiligmaking. So word ons gevul elke dag met die Heilige Gees. Wie en elke dag is daar ou vuil klere wat moet uitgetrek word. Is dit nie waar nie? Jy trek die klere op aan een slag as alles uitgetrek. Nee, stelselmatig trek jy die ou hemp uit. Stelselmatig trek jy die ou blouse uit. Man, verstaan jy? Dis mooi. En mense verstaan nie hierdie ding nie. Mense kan dit nie, jy sê jy's 'n kind van die Here. Ek is. Verstaan jy, want my hemp word nou uitgetrek. Môre word my skoen uitgetrek. Stelselmatig begin die Gees van God, wat nou binne in my is, my begin suiwer. Ag, prys die Here. Dit is so wonderlik. Miskien is die broek so 'n bietjie vuiler as die hemp, dan moet daai eerste, verstaan jy? So die Gees van die Here begin vir ons al hoe mooier. En dis hoekom hy sê, hoe staan jy nog by die begin? Wat is die probleem? Daar's gewoonlik so 3 dingetjies. Wat is die rede dat jy nog altyd by die begin is en dat jy nie al weggevloei het nie?
Partykeer miskien voel jy vanmôre, Here, ek wil so, Paulus het mos 'n ding, hy sê, ek wil so graag doen wat reg is. Maar as ek vir my kom kry, dan doen ek die verkeerde. Ek het so 'n paar goedjies uitgehaal. Jou gebede voel dit of jy ver van God af is. Ek wil vanmôre sommer net vir ons bemoedig 'n bietjie. Verstaan jy, want jy sien, die Satan is heel eerste, as hy sien, jy voel vandag af. Hy's heel eerste daar. Heel eerste, om vir jou te laat voel soos 'n hond. Sterk tussen die bene. So ek wil jou vanmôre bemoedig, dat as die Gees binne in my is, hey, man, ek voel die hond. Nee, ek voel die hond. Daar kan daar wees wat ek bietjie af is, maar vanmôre wil die Gees van die Here vir jou sê, ek is nog altyd binne in jou. Dis partykeer ons, wat ons deur omstandighede vir hom onderdruk. Hy het nie weggegaan nie. Dis die Satan wat vir jou vanmôre kom sê, jou gebede voel vir jou of jy teen die dak vasbyt. Dis die Satan wat vir jou vanmôre kom sê, ag, ek het nie regtig lus vir Bybelstudie nie. Verstaan jy, want alles, hy probeer jou weghou van die leiding van die Heilige Gees in ons lewe. So hy kom en hy kom gee hierdie gevoelens. Man, as jy vandag oorslaan, môre sal dit beter wees. Ag, 2 dae is jy so erg, 3, op die einde van die dag is Bybelstudie nie meer belangrik. Op die einde van die dag, dan voel dit vir jou of God ver is. Op die einde van die dag voel dit vir jou, dat alles wat ek doen is net verkeerd. En dan sê hy vir jou, gee maar net op, los maar net alles. Kerk toe gaan is nie meer vir jou regtig 'n issue nie. Sonde begin kop uitsteek in ons lewe. En die laaste een begin so 'n bietjie wegskram om te getuig van Christus. Ek het sommer net so 'n paar goedjies opgenoem. Wat is die rede dat ons so weg begin beweeg van die Here af? Wat is die rede dat ons weg begin beweeg van die Heilige Gees wat hier binne in ons? En een ding wat ek uitgehaal het, wat ons vanmôre kan kyk is, oor onkunde. Onkunde is 'n baie groot gevaar. Want jy sien, onkunde maak dat jy onseker is oor jou geloofsekerheid. Of jy gered is of ongered is. Want die Satan sê, jy's ongered. En God sê, jy's gered. So onkunde bring hierdie ding. Nou as ek nou vanmôre so voel, wat is die rede? Nou begin die vyand en hy begin dinge in ons lewe wakker maak. Hy begin dinge in jou gedagtes wakker maak. Het jy regtig die Here aangeneem? Verstaan jy, nou kom ons terug na ons harte toe. Want onkunde sê vir jou, die vyand, omdat jy geestelik nie groei nie, mense. Verstaan jy hoe belangrik dit vanmôre? Want die enigste ding wat jy onkundig kan oorkom, is deur geestelik te begin groei in die Heilige Gees van God. Verstaan jy, ons sal nie kan sit en niks doen en verwag, want as jy niks doen, gaan onkunde vir jou vertel, is jy regtig gered. En nou kom daar twyfel in jou lewe. Daar kom onsekerheid in jou lewe. Want die Here Jesus sê vir my in sy woord, as jy my waarlik aangeneem het, en jy laat jou lei deur die Gees van die Here, is jy kind van God, en jy's gered. En jy's gered. Ons hoef nie eendag, as ek nou dood gaan, nou moet ons maar hoop, ek hoop tog. Dit is hoekom mense 'n vrees het partykeer om tot sterwe te kom. Hoeveel het jy nie op sterfbed? Ek het baie op 'n sterfbed gesien, dat jy die vrees in mense se oë sien. Die onsekerheid. Ook by kinders van die Here. Nie net by 'n sondaar sal jy sien daar's vrees. Daar's onsekerheid. Maar ewen by kinders van die Here, wat 'n pad met die Here gestap het. Miskien nie altyd soos wat die Here dit wil hê nie, maar jy sien daar die onsekerheid op 'n sterfbed. Kom ek bemoedig u vanmôre deur die woord dat God sê, jy's gered.
En wie die ander ding wat ek vanmôre wil uithaal, is ongeloof. Ongeloof, omdat ons nie besef, ons is mede-erfgename van alles wat aan Jesus behoort. Ja, verder. Kan jy glo dat alles wat in die koninkryk bo in die hemel is myne ook? Die rykdom, die skatte van die hemel, die gesondheid wat God, wat is daar wat ons vanmôre kan opnoem? Ek is erfgenaam daarvan. Ek is erfgenaam van alles wat in Jesus. Want hoekom? Ek is Jesus se broer, as ons dit so kan sien. Ek is die Here Jesus se sussie, as ons dit so kan sien. Verstaan jy wat aan hom behoort? Sê die woord van die Here nie van Johannes 1 vir ons, dat die woord was in die begin, en die woord is vandag, en die woord sal tot altyd wees. En omdat die woord daar is, en omdat ons glo in die woord vanmôre mense, het ons alles wat syne is, behoort aan ons. Omdat ons wil, maar jy sien, die Satan kom met ongeloof, en hy bring onsekerheid, en hierdie twee goeders bring onkunde rondom dit wat God, maar as jy weet, ek is erfgenaam van die Here, het jy al besef, met watter autoriteit kan jy rondbeweeg, man? As jy vandag kan weet, ek is kind van God, en alles wat aan die Here behoort ook aan my, verstaan jy, die voorrecht, dis 'n voorrecht vanmôre, om kind van God, verstaan jy man, en om te kan weet, ek kan beweeg net waar ek wil, verstaan jy, want die gees van die Here beweeg in my, verstaan, maar as die gees van die Here buite, dan kom hierdie goeie, en as ons nie geestelik groei nie, dan kom hierdie onsekerheid, maar as ons geestelik groei mense, verstaan jy, as ons weet, man, ons weet, en ons staan in daai kosbare verhouding met die Here, dan staan nie onsekerheid nie, daar is nie ongeloof nie, man, al wat die Here dan van ons verlang, wees net gehoorsaam, man, want dis ongehoorsaamheid, omdat ek nie glo nie, dis ongehoorsaamheid, wat maak dat ek onkundig raak rondom die woord. Dis ongehoorsaamheid wat maak dat ek in die gees van die Here wandel nie. Want die Here Jesus sê dan, ek stuur vir julle die trooster, man. Die trooster wil, die Heilige Gees wil saam met ons beweeg. Hy wil nie een kant wees, hy wil by ons wees, hy wil saam met ons wees, mense. Is dit nie wonderlik, want die Gees van die Here, wie is hier die Heilige Gees? Kom ek gou, ek het so 'n paar punte wat ek sommer net vir julle so wil deur. Weet, dis my, die eerste een is my so mooi, dis die een wat alle geheimenisse van God ken. Hoor jy wat ek sê? Hy ken, daar's niks wat God vir hom kan wegsteek. Nie dat God iets wil wegsteek. Dis ons nie. Daardie persoon is binne my. Verstaan jy, soos jy antwoorde soek vir jou vrae, hy het die antwoord. Want hy ken die diepste geheimenisse van ons hemelse Vader, van God die Vader. So daar's niks in hierdie lewe wat ons vra en ons nie sal kan kry en kan hoor nie. Want hy ken God se hart. Wat is God se hart? God gee vir ons om. God wil die beste vir ons gee. Dis hoekom Jesus sê, ek stuur die trooster. Want die trooster ken God se hart. Dis soos om 'n ambassadeur hier na 'n ander land toe te stuur. Jy gaan nie 'n stupid vent vat. Ek sien hulle doen dit maar deesdae, maar anderster as jy bietjie wysheid het, dan vat jy iemand wat sy land ken en jy stuur hom na 'n ander land toe, want hy is 'n ambassadeur. Die Heilige Gees van God ek wil nie dit vergelyk met 'n ambassadeur, maar eintlik is hy ambassadeur van die koninkryk. En hy kom gee vir jou deur en hy kom vertel vir ons wie's God. Wat doen 'n ambassadeur? Hy gaan gee die beste deur van sy land se leier. Is dit nie waar nie? Die Heilige Gees kom vertel vir ons man wie God die Vader is. Verstaan jy, want die vaders wat ons partykeer hier het, of die ouers wat ons partykeer hier is, stel ons te leer,
Maar die Heilige Gees kom vertel vir jou. Maar dit is belangrik om vanmôre in die Gees te wandel, om dit te kan hoor. Sonder dat ons in die Gees wandel, hoor jy niks die mense. As jy nie in die Gees wandel nie, dan gaan dit vir jou voel of jy teen die dak loop en bid, man. Ek bid dit teen die dak nie, man. My bek is te hard en my hart is te opreg. Ek bid dit teen dakke vas, man. Moenie glo in die vyand se leuns nie, man. Wie, jy hoef nie eers boe te sê nie, die Here weet wat in jou hart aangaan. Wonderlik, man. Dit voel vir jou partykeer deur onkunde of God nie vir jou hoor nie. Hy hoor jou. Hy hoor jou. Die probleem is net ons wandel nie in die Gees nie. Ons laat nie toe dat die Heilige Gees vir ons die pad wys. Dis die probleem, mense. Moenie die fout by ander soek nie. Moenie by God soek nie. Moenie by mense soek nie. Die probleem is jy. Hoekom ons val ons lewe uit mekaar het? Omdat ons nie die Heilige Gees ken in ons lewe nie. Daar's geen ander verskoning nie. Ons moenie verskoning soek nie. Ons lewe val uit mekaar uit omdat ons nie die Heilige Gees van God in ons lewe erkenning gee nie. Dis die een wat God se gawes aan ons uitdeel. Is dit nie wonderlik nie? Sonder die gawes van die Here kan ons ook niks doen nie. Dan sien jy 'n ding wat hier rondloop soos 'n robot. God het vir ons gawes gegee. Hoekom? Om die gemeente, om ander mense te bedien, te versterk. Wat is 'n gawe? Genesing. Wat is dit anders dan? Hoeveel mense sit siek? Wat het die Here Jesus gekom doen op aarde? Hy het siektes, hy het duiwels. Dis gawes, man. Ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. Ons kan nie duiwels uitdryf uit onsself uit nie. Ons kan nie mense gesond maak uit onsself uit nie. Ons kan nie lammes en blindes help nie, man. Ons kan nie die evangelie van God verkondig sonder die gawes nie. Verstaan jy? Kyk hoe belangrik is die Heilige Gees in ons lewe. Dat een wat die geheimenisse van God ken, maar ook wat die gawes van God vir sy kinders kom gee. Is dit nie wonderlik, man? As jy jou hande oplê op iemand wat siek is, dis nie jy wat so goed is, jy het niks nie. Dis die gawe van die Gees wat deur jou werk, wat die genesing laat plaasvind. Dis hoekom ons kan sê prys die Here. Moenie hierdie klomp prediker, ek het golden hands, wat is 'n lieg, daai ding het niks hande nie. Daar een vrou wat hier my op jank nie, wil kom sit en bid voor. Ek het golden hands, wat is 'n healing hands? Healing of golden, sê altyd net so vals. Maar jou lewe getuig van niks. Dan loop ek nog altyd met jou knie rond. Verstaan jy? Want ons wil eer vat. Ons wil eer vat wat van God. Maar as jy in die Gees wandel, dan weet jy, hierdie gawe kom van God se Gees. Dis die man. Ek kan nie loop en mors met die gawe wat die Here aan my gegee het. Ek sal rekenskap moet gee vir hierdie gawe wat die Gees van die Here aan my gegee het. Die Gees van die Here kan hartseer word as ons hom bedroef. Ja, mense, dis so goed soos iemand waarvoor ons lief is, of wat vir jou lief is, sit saam met jou in 'n vertrek, maar jy ignoreer hierdie persoon. Dis die probleem van die kerk. Dis die probleem van die kerk. Ons ignoreer die Heilige Gees. Ons praat van Jesus. Ons praat van God pragtige reëste. Maar die derde persoon in die koninkryk, die derde persoon, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, is 'n derde persoon. Jesus sit aan die regterhand van die Vader en hy tree vir my en vir jou in, maar hy het die Gees gestuur om vir ons leiding te kom gee. Nou draai ons kop weg. Ons ignoreer hom. Verstaan jy hoekom baie kinders van die Here so leeg voel? Omdat ons gesig wegdraai, want ons is al so vals. Ons het die valsheid van die lewe het ons al aangeleer. Ons het die valsheid van mense al aangeleer. So nou is dit nie vir ons 'n probleem om vals te wees nie. Verstaan jy? Kyk 'n bietjie kinders van die Here. Ek het al hoeveel keer hier gesê wat ek so in die strate van Keetberg so rondgeloop het, dan draai hulle koppe weg. Want hulle moet nou die ding moet hulle nou lif gee en hy is nou nie so gewild in die dorp nie. Verstaan jy? So nou draai hulle koppies weg. Hulle sien my kas ek raak nie of hulle soek 'n selfoon hier tussen wat daar nie is. En so loop ek vrek ek van die sonbrand met hierdie warm velskoene. Ons het daai gewoonte aangeleer
Kinders van die Here het daai sleg gewoonte aangeleer om dit met mekaar te doen. Ja. Dis hoekom dit nie moeilik is om nie die gees van die Here te ken nie. Om weer eens jou kop weg te draai en besig te raak met wêreldse gemors en drekgoeders. Dis nie so moeilik nie, want jy ken dis al onder die vel in. Die gees van die Here stuur ons uit met opdragte. Dis hoekom ons niks kan doen. Dis die gees van die Here. Wat is sy doel? Wie is hy? Hy is die een. Moenie jy doen wat jy wil nie. Dis die opdrag. Hy sê wag. Wag op my. En as ons op hom wag, dan gaan jy sien waar jy bedien is vrug. Amen. Ja, ons het hier gepraat van nou Paulus hulle, want elke keer dan wil hy die kant toe, dan sê die gees vir hom nee. Dan wil hy die kant toe, verstaan jy, die Here weet, ja, die Heilige Gees weet, jy's opgewonde. Ja, en dis nie verkeerd nie. Ja, baie keer gaan bedieners op plekke, en dan sien ons die vrug en dan raak ons uitgesak, maar ons raak moeg, ons raak mismoedig, want ons sien dan nie. Ek het al hoeveel keer van my familie gebid, en hulle change nie. Die Here het nog nooit, die Here het gesê, hou op bid nie. Dis nie wat hy gesê het, maar dis nie die tyd. Vir vriende, familie, wie ook al, buurman, ek het al hoeveel keer gebid, en dan raak ons moeg, maar dis nie wat die Heilige Gees gesê het. Hy het gesê bid, maar hy het nie vir jou gesê, jy sal die verandering bring nie. Ja, amen. Hy is die een met die verandering. Hy het net die opdrag gegee gesê, bid, verder doen jy niks. Ons is te vernaam en te vol van onsself en te vreeslik vol spoed. Ek kan vir jy sê, dat is hoeveel keer, dan gaan bedien ek by 'n plek, dan sien ek nie eers so. Hulle sit te slaap eerder. Ek kan vir 'n paar dorpe hier in Namibië. Ek dink ek, joh, dan is ek nou onspaarlik. En later dan hoor jy, maar dis nie waartoe die Heilige Gees my wou gestuur het. Ek het dan ook mos 'n bietjie aansien geniet. Hulle ry baie so rond. Hier's baie predikers. Dis van die een dorp na die ander dorp. Is dit die Gees wat jou gestuur het of jou eie vlees? Want as die Gees gestuur het, is daar verandering om nie. Amen. Daar kom mense tot bekering. As daar niks gebeur het, was dit jy. Klim van jou troon af. Pastoor. Ons kan laster teen die Heilige Gees. Verstaan jy, as hy klop, en ons maak die oop. Hy leer en ons lei ons. Ek wil so 'n bietjie afsluit. Wat doen die Gees van die Here? Ek het net so 5 puntjies hier uitgehaal. Net so amper kyk ek op 'n doos pizza, dan kyk ek net so. Jesus, die man moet ook reg trap hier, deur die Gees gelei word. Wat doen die Heilige Gees? Wie hoe mooi is dit? Ek het hierdie 5 punte uitgehaal, maar wie hoe kosbaar, wat is sy werk hier op aarde teenoor my en jou? Hy kom getuig van Jesus. Jo, prys die Here. Onthou, ons was nie hier. Ons was nie daar toe Jesus in Israel rond beweeg het en waar ook al nie. Ons het hom nie daar soos die disippels en duisende ander gesien nie. Maar ons het die Gees wat vir ons kom vertel, wie is hy? Amen. En jy sien, alles gaan weer eens oor my hart, as ek opreg voor die Here staan, as ek opreg wandel in die Gees, dan sal ek Jesus ontmoet. Amen. Want dis die Gees van die Here, net soos wat hy gesweef het oor die waters in die begin van die wêreld, net so sweef die Gees van die Here ook in ons gemeente, in ons dorp. Hoeveel mense het tot redding gekom sonder dat enige iemand hulle vertel het van Jesus? Maar die Heilige Gees het. Hy sê, as jy nie getuig nie, sal die klippe uitroep. Maar iemand sal
Want die Heilige Gees weet hoe lief Jesus ons het. En hy weet wat God se hart is, dat niemand moet verlore gaan. So hy kom vertel jou, hy kom stel jou voor aan Jesus, die een met so volop liefde en hy kom stel ons voor. So wat moet ons doen? Kom ons stel ons Ariel so bietjie in. Wat doen hy nog? Hy kom oortuig ons van sonde. As niemand ons kom vertel het, wat sou met ons gebeur? Ons moet kan sê, dankie Here. Want jy sien, God het gesê, nooit weer sal sonde die koninkryk van God ingaan. So wat is my en jou begeerte? Wat moet dit wees? Om te luister wat sê die Gees. Breek met sonde. En hy praat deur jou gewete met jou. So jou gewete sê vir jou, dit wat jy nou doen, is nie reg. Want jy sien, die Gees van die Here is hier binne in my. En hierdie Gees praat met my gewete. En hy sê vir Willem. So ons weet, ons kan nie sê ons het nie geweet nie. Ons weet ons doen nou sonde. Ons weet ons doen nou verkeerd. En dit is nie omdat die Heilige Gees net so op jou kuis wil wees nie. Nee, want hy weet hoe voel God oor sonde. Wie wonderlik, gaan sit en dink 'n bietjie vir jouself. Jy sê man, wie ek raak opgewonde oor goed, man. Gaan dit dink vir jouself, kan ek amper skoutek. Ek moet jy nou soos jy bypreek. Maar gaan sit en dink vir jouself, jou Here, U berei my so kosbaar voor. U maak my so mooi gereed vir daardie dag. Dank jou Heilige Gees. Het jy in jou lewe, as jy terugdink in jou verlede, hoe het hy gelyk? Morsig, morsig. Vrek morsig. Kyk na 'n jaar, as jy wil groei. Hoe lyk jou lewe? Wie, dis hoekom ons sommer huil vir niks. Ek prys die Here man as my trane loop, want ek weet die Gees van die Here vernuwe my. Dit maak my opgewonde, mense. Dit maak my opgewonde. Ek weet hoe voel jy nie. Dit maak my opgewonde. Ja. Wie sal dit vir ons doen as die Gees dit nie doen? 'n ander punt, hy maak ons kinders van God. Want die oomblik as hy intrek, is jy kind van God. As hy buite is jy nie. Maar as jy binne is, kan jy genoem word kind van God. As jy jou laat lei deur die Gees, kan jy genoem word kind van God. Nie voor dit. Voor dit is jy niks, mense. Maar as jy binnekant is jy kind van God. Hy maak dat ons kan getuig. Uit jouself en wat wil jy getuig? As ek vat dronklap Willem, wat wil ek getuig? Oor die klomp wyn wat ek gesuip het? Wat wil ek anderster getuig? Ek weet van niks iets beter, ek ken dit van die gesuipery. Ek ken dit van 'n gehoerery. Ek ken dit van 'n morsery, maar self het ek getuig. Maar ek sit eendag, kom ek by my ma en ek sê vir haar, joh ma kan ook net praat van die ouwe thuis. En sy sê vir my kind, dat is al wat ek het om te getuig. Ek sê nie sy is ongered gewees, ek sê net, sy kon nie oor iets anders praat, en ek het mooi gaan dink daaroor en gebesef, maar sy sit ook maar net hier. So wat moet sy anders gesels? Sy kan getuig oor die Here, dis nie die ding nie. Maar sy het niks anders vir ek bedoel, jy's in hierdie op 'n konnetjie. Maar as jy die Gees het, kan jy begin getuig. En jy kan sê, joh, hy het my nuut gemaak, hy het my 'n nuwe skepsel gemaak, soos 2 Korintiërs vir ons. Hy het my 'n nuwe mens gemaak. Ek kan getuig, ek kan vir mense gaan hoop deurgee, en kan sê, kyk na my man. God gebruik ons, en mense sal
mense sal begin getuig en sê, jy wragtig, ek weet hoe hierdie persoon gelyk. So jy's 'n getuienis, hy getuig, hy leer ons, hy laat ons getuig. Hy gebruik ons, want jy sien, God wil nie dat mense moet verlore gaan, mense. So God gebruik, die Gees gebruik ons om te getuig en vir ander te sê, daar's hoop, man. Daar by Jesus Christus. En die laaste enetjie, hy bemoedig en hy versterk ons. Ons hoef nie gaan krag soek by die pastoor, of by die predikant, of by die evangelis, of wat. Nee. As ons krag soek, as ons wil versterk word, gaan op jou knieë. Ja. My bemoediging is net so lank. As jy daar uitstap, dan voel jy weer dieselfde. Maar as die Gees van die Here binne in my is, en ek kom by hom en ek raak stil voor hom, en ek gaan sê in die oggend, Heilige Gees, dis hoe ek voel vandag. Iewers deur die dag, as dit nie op daai oomblik is nie, gaan hy jou versterk, en hy gaan jou bemoedig, uit die woord uit. Amen. Want hy ken jou behoefte. Baie belangrik, om deur die Gees van die Here te wandel, dat ons ou klere uittrek, daagliks gevul te word, en dan ken jou vyande. Die wêreld, want die Gees van die Here wys vir ons, ek is amper klaar, die Gees van die Here wys vir ons 'n paar dinge. Pas op vir die wêreld, dis een van die vyande. Pas op vir Satan, dis 'n vyand. Pas op vir jouself, jou vlees, dis 'n vyand. Sorg dat jy geestelik groei, dan identifiseer ons die vyand in ons lewe, en ons kan wandel in die Gees. Amen. Ons kan bid in die Gees, en ons kan die Gees van God ervaar in ons lewe. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, U is vir ons so goed. En ek dank U vanmôre, Heilige Gees, dat ons as gemeente vanmôre sal toelaat dat U ons lei. Ons kan in elk geval nie sonder U nie. En as ons vanmôre weer aan die tafel sit, dat U, o Heilige Gees, dit aan elkeen van ons wat hier sit sal oopbreek, wat Jesus vir ons gedoen het, die hart van God vir ons sal oopmaak, oor dit wat hy toegelaat het, sy seun moes deurgemaak het, terwille van elkeen van ons. Dat dit nie net nagmaal is nie, Here, maar dat dit is geleentheid, my God, om saam met U aan tafel te sit. Ek weet, Here, U woord sê, U berei 'n feesmaal vir ons voor, maar ons kan ewen nou al, kan ons deel van hierdie feesmaal wees. Want wat hierdie nagmaal, my God, is nie sommer net 'n nagmaal nie. Hierdie het lewe gebring, Here. Hierdie het gemaak dat ons sonde kan aflê. Hierdie het gemaak dat ons kan weet dat daar 'n opstanding ook in ons lewe sal wees. 'n Geestelike en 'n liggaamlike opstanding. Hierdie het gemaak dat ons vanmôre kan weet dat die Gees van die Here ons toelaat en hy voed ons en hy versterk ons. Hierdie het gemaak dat ons nie hier op aarde wees gelos word nie, maar dat die Gees van die Here is binne in ons. Die wêreld soek 'n koning, maar ons koning bly binne in ons. Ons het nie 'n koning daar buite nodig, want U, Heilige Gees, woon in ons. Wat wil ons meer hê? Dankie, Here. Soos wat U woord daar sê, U bemoedig en U versterk ons. Vanmôre is hier mense wat daardie bemoediging en versterking nodig het. Ek lê so in die Gees, lê ek my hande op elkeen, soos wat ek my hand uitsteek, Here. Raak U elkeen aan. Wat hulle behoefte mag wees. O, Here, laat ons sommer net ons hart so oopskeer voor U. En dat U vanmôre kan kom sien en U kan kyk.
Dankie Vader. Dankie Jesus vir u bloed. Dankie Jesus vir u liggaam, wat ons kom duur koop het, uit 'n wêreld sonder hoop. En u kom vernuwe ons, om te lyk soos u, deur u Gees. In Jesus naam, amen. Amen. Kan ons kerkraad vorentoe kom, of ons kom help met die nagmaal? As ons vanmôre hierdie brood vat, dit moet nie net sommer, ja, hier is dit net brood. Maar in ons gees, daar diep binnekant, is dit sy liggaam. Jesus se liggaam. Vir my en vir jou. Joh, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om vanmôre hierdie liggaam kan sê, Here, ek is deel hiervan. Ek is deel hiervan. Hierdie is vir my sommer net 'n liggaam, Here, ek is deel hiervan. Ek prys. Ek dank U vanmôre, Here, vir U kruisdood. Ek dank U vanmôre, Here, dat ek deel van hierdie liggaam kan wees. Ons almal wat so smag om bevry te word onder 'n Romeinse ryk soos u disippels. Hierdie liggaam het gemaak dat ons kan vrykom van die Satan se bande, se aanvalle. Soos die woord sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk om te verwoes. Maar hierdie liggaam, deur u wonders, daar genesing vir elkeen wat vanmôre voel. Wat vanmôre miskien down voel. Wat vanmôre voel my gebede word nie beantwoord. Wat vanmôre voel, Here, ek voel so alleen vanmôre. Daardie wonde het genesing gebring. Genees u vanmôre, Heilige Gees. Dankie my God. Dankie my God dat u daardie oë wat met u kontak gemaak het, dat u op daardie oomblik weggekyk het. En dat Jesus kon uitgeroep het, dis volbring. Ek het my Vader se wil volbring. O, dankie Here, dat ons vanmôre kan deel wees. Dankie God. Waarom kan ek net iets vra asseblief? As die brood uitgedeel is, kan ons net so 'n rukkie stil word voor ons die wyn uitdeel.
Vader, as ons vanmôre hierdie beker vat met God. Hoe vreeslik moes dit nie vir u gevoel het om te aanskou hoe die mensekind wat u so liefhet, wat u daar in Genesis 1 sê, kom ons maak iemand na ons beeld. Hoe vreeslik moes dit vir u gewees het om te aanskou hoe hierdie selfde mensekind u seun verwoes nie. Hoe daardie bloed moes gevloei het deur hierdie mensekind wat u iemand gestuur het om ons te kom red uit die wêreld uit, Here. Hoe vreeslik om te weet vanmôre met God dat die vyand sit hier agter alles. Om te kan besef vanmôre, Here, dat die Jesus probeer weghou het van die kruis af. Wat 'n groot liefde nie in die hemel om vanmôre te kan weet alles het gebeur ter wille van ons, die Here. En daarom dank ek u vanmôre. Ek dank u, Here Jesus, vir hierdie bloed. Ek dank u, Heilige Gees, dat daardie bloed ons elke dag reinig. As u ons vul met u liefde, as u ons skoon was van ongeregtigheid, van sonde, van oordeel vanmôre, om te kan weet, dis alles in hierdie bloed. Toe u in daardie beker gekyk het, Here, u het net sonde en vuilheid van die wêreld gesien. Maar nogtans het u uitgeroep en gesê, nie my wil nie, Here, Vader, maar nogtans u wil. Dankie dat u die Vader se wil gedoen het en nie u eie wil nie. Dankie vanmôre dat ons kan besprinkel word, elke dag ons hart besprinkel word met hierdie bloed. Hierdie besprinkeling beteken om ons hart elke dag te was en suiwer en opreg te kry voor God. Here, dat predikers daar buitekant, hulle sal beroep op die bloed van Jesus. Nie ons eie wil nie, maar u wil. Amen. Amen. As iemand beker wil hê, steek maar net 'n hand op.
Vader, dankie dat ons vanoggend deel van hierdie tafel kan hê. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Ek bid o Heilige Gees dat U vanmôre ons gemeente sal aanraak met daardie wonderlike liefde uit die hemel uit. Daar dieselfde stem wat geroep het toe Jesus daar uit die water uit opstaan. Daar die stem wat geroep het en gesê het, dis my geliefde seun waarin ek welbehaag het. Dat U vanmôre sal uitroep uit die hemel uit, Here Jesus. Dis my geliefde kinders in wie ek welbehaag het. Dankie o Gees. Dankie vir die voorbereiding in ons lewens. Dankie my God, dat U bereid is om elkeen van ons wat vanmôre hier sit, aan te raak en te versterk en te bemoedig. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Kom ons voorsangers kan kom en dan kan ons lekker laaste liedjie sing. As jy is reg is, kan ons verstaan. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Amen. Lekker nou. Verder aangaan, kom ons ontvang net die seën van die Here. Vader, mag ons gaan in hierdie vrede, in hierdie wonderlike liefde van U. Mag Galasiërs 5 vers 22 so deel word van ons lewe, Here. Dat die vrug van die Gees in ons lewe openbaar sal wees. Amen. Sigbaar vir elkeen wat daarna kyk en daarna soek. Dankie Here dat U saam met ons beweeg. Dankie o Heilige Gees vir U vernuwing van ons gemoed en ons harte. Daarom eer ons U vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Was lekker koffie en beskuit en koekies en broodjies.